Goeiemôre aan almal. Dit is 24 Junie 2026, lesing 46, Groot Johannes Evangelie boek 4. Die opskrif van vandag se lesing is van hoofstuk 89 is die liggewende klip van die Nylfontein. Nou weer eens wil ek net dit vooraf gaan. Hierdie is nou 'n pragtige verhaal van iets. Joshua het hulle beloof dat hy vir hulle wonderbaarlike dinge sal wys, en hier is nou die eerste wat hy nou vir hulle wys. En nou gaan jy vir my sê, ja, ek luister nou na die storie, maar wat is die redding en die evangeliese waarde van hierdie lesing? As jy dit net so oppervlakkig bekyk, sal jy geensins iets daarin kry nie. Maar net om van hierdie goed kennis te neem wat gebeur het 2000 jaar gelede, wat niemand anders van weet nie, en dat daar wel sulke goed bestaan, en hoe dit ontstaan het, is vir my wonderlik, want ek as die bruid van Joshua, of deel van sy bruid, wil graag weet, wat het my bruidegom alles gedoen in die heelal, en waar kom alles wat hy geskep het vandaan? Ek kan nie help nie, maar ek het 'n nuuskierige gees wat die geestelike aanbetref. So, lees dit in daardie sin en in daardie lig. Anderstens, bly net by, dis 'n mooi verhaal. Waar kry jy nou 'n plek wat vir jou sulke mooi stories vertel? En die goed van die stories wat ons vanmôre vertel, kan jy een ding met jou met 'n klip uitkap, en dit is dat dit waarheid is. Hierdie stories is nie leuns nie, want Joshua vertel dit, of hy sit in die teenwoordigheid wanneer besprekings gedoen word. Ons gaan aan met hoofstuk 89, die liggewende klip van die Nylfontein. Toe ons almal geleidelik by die berg, wat reeds aan ons bekend was, aankom, en ons plekke inneem, kom die ouwe Markus met sy vrou en sy kinders na my toe, en smeek my of ek tog nie ook nog die volgende dag by hom wou bly nie, omdat dit hom te veel aan sy hart sou raak, as ek hom reeds voor sonsopgang sou verlaat. Joshua sê, bekommer jou nie daaroor nie, ek kan gaan wanneer ek wil. Die tyd dwing my nie, want ek is ook meester van die tyd en van alle tye. Vir my sal die tyd nooit bo die kop uitgroei nie. Daar is egter nog baie plekke wat ek moet besoek en sal besoek. Maar daar waar ek 'n ware lewende liefde gevind het, bepaal ek my nie so presies by die dag en op 'n uur nie. Markus sê met trane in sy oë, o meester en vader, ewige dank aan u vir hierdie oorgroote barmhartigheid. Laat u wil, wat alleen heilig is, geskied. Maar meester, die nag is baie donker, omdat die hemel baie swaar bewolk is. Moet ek dalk fakkels hier na boontoe laat bring? Joshua sê, dit hoef nie, ons sal wel vir onsself lig besorg. Daarop roep ek vir Raphael en sê vir hom, in die middel van Afrika, daar waar die hoë Komraai berge staan, en die belangrikste fontein van die Nyl uit 'n rots ontspring, sal jy op 10 mans hoogtes onder die los klippe, dit is omtrent 20 meter, 'n klip die grootte van 'n mens se kop kry. Bring dit hier na my toe, dit sal hierdie nag voldoende vir ons verlig. Maar as jy dit hierheen gebring het, lê dit dan neer op die kaal boomstam, sodat sy lig ver sal skyn en die omgewing verlig. Dat ek nou egter met jou gepraat het soos met 'n mens, gebeur slegs ter wille van die mense, sodat hulle sal weet wat daar moet gebeur, en my mag erken deur jou uitvoering van my wil. Want engele en Vader kommunikeer gewoonlik nie met woorde nie, maar in gedagtes. Dit is 'n telepatiese kommunikasie. Maar nou doen hy dit sodat die mense wat daar sit, die paar honderd dink ek, dat hulle kan hoor en luister. Daarop verdwyn Raphael, maar is egter dadelik, soos 'n vleiende ligtende meteoor weer by ons terug.
met die klip wat straal soos 'n son. Nog voor Raphael egter die klip op die aangeduide hol en kaal boomstam kan lê, vra verskeie om die klip van naderby te mag sien. Maar toe Raphael dit baie naby bring, is sy lig so sterk, dat niemand dit kan bekyk nie. Dit gee haas net soveel lig soos die son op aarde, tydens 'n baie kort winterdag. Dit wil sê die indruk wat dit maak op die menslike liggaamlike oë. Daar bly vir Raphael dus niks anders te oor, as om die ligklip dadelik op die plek van bestemming neer te lê nie. Vanaf die plek verlig sy intense lig die omgewing so sterk, dat 'n mens tot in die verre omtrek alles nog baie goed kon waarneem. Dat sowel Zinka met sy mense en heel die besonder Zorel van pure verbasing nouweliks durf asemhaal, was maklik te verstaan. Zorel span hom in om iets heel verstandig daaroor te sê. Hy kan egter geen woord uitkry nie, omdat, volgens sy begrip, wat nog baie matematies stereotyp was, onthou die ou 2 en 2 is 4, was die verskynsel van die vinnige haal van die klip en die geweldige lig daarvan logiese onmoontlikhede, waarteenoor sy ervarings en sy kennis magteloos gestaan het. Meerdermale was hy met sy slavinne na Egipte en eenmaal was hy 'n paar dagreise verby die watervalle gewees. Die afstand na die agter-Egiptiese gebiede was aan hom daarom nie heeltemal onbekend nie, omdat hy met goeie kamele vir die reis tot aan die watervalle slegs altyd 5 tot 6 weke nodig gehad het. Volgens sy berekening sou 'n orkaan hierdie afstand in 3 dae en 'n pyl hierdie reis in 'n halwe dag kon aflê. Watter snelheid moes die jongeling dan gehad het om 'n seker 3 maal so lang afstand in 'n paar oomblikke af te lê? As die jongeling 'n gees is, hoe kon hy dan iets stofliks dra? En hoe was dit moontlik om materie, selfs van die hardste soort, te beskerm teen die vernietigende weerstand van die lig? Volgens die natuurwette kan dit nie. Daarna kom dan die lig wat glad geen warmte gee nie, en waarvan die intensiteit na sonlig lyk, maar daarby bestaan dit ook nie. Dit is nog nooit deur iemand ontdek nie, behalwe by verrottende hout, waarvan die lig egter eintlik maar so 'n dowwe skynsel is, dat dit in die nag ook by die grootste intensiteit, maar skaars die lig van 'n gloeiwurmpie ewenaar. Ek het nog nooit van hierdie laasgenoemde gehoor nie, maar ek vat dit vir waarheid. Nou, die Raphael was binne oomblikke terug om 'n klip te kry wat 20 meter diep is. Nou, ons het vandag gereedskap, ons noem dit slootgrawers of backactors. Sy diepste is maar 6 meter, 3 manslengtes. Dit wys jou net hoe diep is so ding. As enige iemand op 20 meter wil myn, moet hulle maar ondergronds gaan. Dit is goedkoper. Maar hierdie man gaan haal onmiddellik daardie ding waar hy lê, presies onder die boom wat Joshua gesê het. En materie staan nie voor 'n engel nie. 'n Engel kan nou deur hierdie muur gestap kom, en dit sal nie snaaks wees nie. Want engele is eteriese substans wat absoluut deur materie kan gaan. Hy kan reg deur die aarde gaan as hy wil. So, aanvaar hierdie dinge weer in die lig van, by Elohim, God is alles moontlik. Want ons verstand is beperk, omdat ons in hierdie driedimensionele tyd en ruimte toestand vasgevang is. Ons kan nie eintlik begin dink in die gees nie. Dit raak al hoe makliker soos wat ons verlig raak, maar hierdie tipe lig sal 'n mens sê, dit is soos 'n sterk lig wat ons vandag het, wat skyn, maar hy gee nie warmte af nie, is nie soos 'n son nie. 'n Tyd lank gaan die gedagtes, vers 11, deur die kop van Zorel,
En vervolgens sê hy vir Cornelius en Zinka: dit is, na my mening, tog gewis 'n egte wonderwerk, want so iets het tot op hede nog nooit op aarde plaasgevind nie. Wat 'n soort klip kan dit tog wees? Vanaf die begin van tye tot op hede is so 'n klip nog nooit ontdek nie. Hoeveel waarde sou so 'n klip vir 'n keiser of 'n koning hê, vooropgestel dat die lig daarvan mettertyd nie minder sal word nie? Want langs die uitgestrekte kuste van Afrika, tot baie ver agter, die Hercules seile, tot in die streke waar die uitlopers van die hoë Atlasgebergte die Atlantiese Oseaan begroet, sien 'n mens in die nasomer eweneens hier en daar wit en in die nag op bepaalde ure baie sterk liggewende klippe. Maar hulle gee nie lank lig nie, en as mens so 'n klip in 'n droë vertrek laat inbring, hou die liggewing weldra op, en daardeur het die klip geen waarde meer nie. Maar met hierdie klip skyn egter iets heel merkwaardig aan die gang te wees. Dit sal sy lig beslis nooit verloor nie, en moet daarom onnoemlik baie waarde hê. Cornelius sê, nie slegs vanweë die lig nie, maar veel eer vanweë die een wat dit hierheen laat kom het. Maar laat ons nou daaroor ophou. Môre sal ons dit in die daglig wel makliker kan bekyk en beoordeel as nou, want dan sal ons oë deur die sonlig minder gevoelig wees as juis vandag. Dit wil sê nou in hierdie donker nag, waarin die wolke lyk asof hulle 'n behoorlike landreën voorspel. Laat ons nou egter stil wees, want die meester sal 'n aanvang maak met wat hy ons benede aan tafel beloof het. Daarmee neem Zorel genoeg, en hy is nou ene oë en ore. Maar toe kom Oran na my toe en sê, meester, wat sal daar môre met die klip gebeur, en sal dit nog steeds bly lig gee? Joshua sê, met hierdie vraag het jy eintlik die wens te kenne gegee, dat jy dit vir jou kroon sou wou besit. Maar dit gaan nie wees nie, want vanweë die besit van hierdie klip, sou daar groot en rampsalige oorloë kon uitbreek. Daarom sal my engel dit môre weer op die plek terugsit, waar hy dit vandaan gehaal het, en maak dan aan alle stryd vergoed, en dit maak dan aan alle stryd vergoed 'n einde. Met hierdie antwoord is Oran te volle tevrede en gestel, en hy gaan weer na sy plek terug. Maar Sirenius sê tog, meester, as geskenk aan die keiser sou hierdie ligklip beslis 'n oorweldigende indruk maak. Joshua sê, dit is ongetwyfeld, maar dit sou uiteindelik vanweë sy te groot waarde ook daar sy lig leen vir oorloë, en dit sou baie erg wees. Enkele korreltjies daarvan kan jy wel kry, maar die hele klip verseker nie. Nou sê Sirenius, maar hoe en op watter wyse besit hierdie klip dan hierdie liggewende krag? Hoe heet hy eintlik? Nou kom Joshua en hy verduidelik vir ons. Hierdie klip hoort eintlik nie op hierdie aarde nie, maar hoort slegs in die groot sonnewêreld tuis. Wel, in die groot sonnewêreld vind van tyd tot tyd reusagtige uitbarstings plaas, met 'n krag wat vir julle begrip onmeetlik is, waardeur sulke klippe dikwels met baie groot krag in die wye skepingsruimte na buite geslinger word. En hierdie is so een. Hulle liguitstraling word slegs veroorsaak deur hulle oppervlak, wat volgens jou begrip onverstaanbaar glad is, en waarop daar voortdurend 'n hoeveelheid statiese elektrisiteit versamel, wat die geeste wat in die ontsettende harde materie vasgehou word, altyd weer opnuut aktiveer. Bovendien is hierdie klip uitermate deursigtig, waardeur baie maklik elke, ook die mees inwendige aktiwiteit van die geeste, as uiterlik sigbare lig na buite straal, en natuurlik deur die liggeeste
wat vinnig oor die baie gladde oppervlak van die bol verbygly en wat aan die buitekant werksaam is, in hoë mate versterk word. Nou hier het ons 'n idee van die tipe van elektrisiteit wat ons hier het, en dit is statiese elektrisiteit, wat almal van julle ken. As jy sekere kledingstukke is donker en jy vat 'n trui of 'n baadjie, dan maak hy sulke vonke. En dit is statiese elektrisiteit. Nou hier het ons dan nou 'n klip die grootte van 'n menskop, wat so sterk statiese elektrisiteit opgeneem het en nou uitstraal, dat dit die hele omgewing verlig. So dit is hoekom Vader ook hierdie goed weggebêre het vir ons, omdat die wetenskap nou vir ons baie duidelik en verstaanbaar is, wat nie vir die mense 2000 jaar gelede was nie. Ja, hierdie wat nou luister vir Yeshua, kry nou die kennis daaroor, maar dink nou net wat daai lig by duister heidene sou veroorsaak het. Daai koning of daai priester of towenaar wat daai lig gehad het, sou met hierdie mense woer gespeel het. En sou baie bose en in elk geval sê Yeshua baie oorloë sou uitbreek. Sou dit so gewelddadige gevolge gehad het. Daarom moes die klip weer gebêre word. Maar dit wys ons net, wat is nog verborge in hierdie aarde? Hierdie klippe word egter in die son nie as sodanig in die natuur aangetref nie, maar hulle word voorberei deur die vaardigheid en die hande van die mense wat daar woon. Hulle word meerendeels reeds in 'n ronde vorm gevind in die omgewing van groot waters, en hulle ontstaan altyd met uitbarstings. Elemente van minerale wat onder die groot hitte gesmelt word daarmee tot ver in die ruimte wat met eter gevul is, na buite gedryf, waar hulle in die vrye ruimte altyd die ronde druppelvorm aanneem, volgens die wet van middelpunt soekende krag, wat vir alle materie geld. Die terugval van sulke bolle, wat van baie verskillende groottes kan wees, duur dikwels dae, weke, maande, en by groottes dikwels talle jare, na gelang hulle meer of minder ver van die son af, na buite geslinger is. Wel, sommiges val op die berge en rotse van die son en slaan hulle self te pletter, maar talle val daar in die groot waters, bly onbeskadig en word maklik deur die mense van die sonnewêreld opgevis, want die sonmense kan heel maklik dikwels ure lank onder water bly en op die bodem van die see werk, soos op droë grond, en dit des te makliker, omdat hulle, behalwe die haas amfibieagtige eienskap, nog besonder doelmatige duikinstrumente besit. So hier leer ons ook iets van die mense of die wesens wat op die son bly, en wat hulle waartoe hulle alles in staat is. En weet ook dat wanneer jy van hierdie aarde af weggaan, sal jy ook in staat wees om onder die water asem te haal en daar te beweeg en werk, afhangend van watter vlak van lig jy ingaan. Jare terug, hier in die 1930s, 1920s, was 'n boek geskryf, Intramuros, wat beteken tussen mure. En dit was van 'n vrou wat dood gegaan het, gesterf het, en aan die ander kant beland het, tussen mure. Sy kon nie deur die volgende poort gaan nie, want Vader het gesê sy moet weer teruggaan. En daar beskryf sy die wonderlike eienskappe. Sy was daar in 'n huis, en sy was baie rustig. Sy het eintlik geskryf, sy het daar breiwerk en klere gedoen, en allerhande goed gedoen, wat sy lief was voor op aarde. En daar het sy gesê, dat sy in 'n meer, eers in 'n rivier ingestap het, en hoe wonderlik dit binne in die water was, dat jy kan asemhaal, en dat jy die mooiste musiek hoor,
En toe, 'n volgende stap is toe sy in 'n groot meer ingaan, toe was dit nog meer heerliker. En oral is daar net stemme wat sing en verlofprysings bring tot Vader. Alles sing daar. Op die planete selfs het Joshua 'n boek vir ons gegee, Saturnus, is daar voëls wat simfoniekonserte sing, wat die beste simfoniekonsert op ons aarde sal soos 'n gekwaak van 'n padda klink teen daardie voëls. En wat meer is, hulle sing nooit dieselfde lied 2 keer nie. Elke keer 'n nuwe lied. So die wonderlike dinge net op die materiële bodem van die heelal is iets wat ons nie eens kan begryp nie. En dis waarvan hierdie klippe nou vandaan kom. So hierdie mense gaan vis hulle op in die see, duik soos wat ons mense parels gaan haal, of ander waardevolle goed wat binne in die see is. Vers 24. As 'n groot sonhuis voldoende van die bolle versamel het, word dit, hoewel dit van self reeds 'n uiters gladde oppervlak het, met kunsinnige toewyding nog gladder gemaak en gepoleer, en wel so lank totdat hulle tydens die polering lig begin te gee. As die gepoleerdes eenmaal daardie punt bereik het, word hulle in die talryk voorkomende onderaardse katakombe-agtige lang gange, waardeur altyd 'n sterk ligstroming gaan, as ligbolle op seile, of dit is nou pilare, wat spesiaal daarvoor vervaardig is, gelê. Hulle verlig op die wyse die onderaardse gange, meer as voldoende, en dien tevens as besondere versiering, wat in die sonwêreld spesiale aandag het, want daar is, veral van binne, die gewoonste woonhuis dikwels baie mooier verfraai en versier as die tempel van Salomo in Jerusalem. Dit is dus goed te verstaan dat die sonmense, veral die van die middelgordel, ook alles wat moontlik is vir die versiering van hulle onderaardse gange sal doen. Nou ja, ons nuwe mense leer nou iets baie vreemd seker vir jou as jy dit vir die eerste keer hoor. Ek praat van sonmense en op ander plekke praat hy van planeetmense. Jy kan net vir jouself gaan dink hoe klein kolletjie hierdie aarde is net in die Melkwegstelsel. En die Melkwegstelsel is een van biljoene stelsels wat net in ons heelal sfeer is. Dan is daar nog oneindige biljoene heelal sfere wat net dieselfde lyk. Dit is mos onmoontlik om net te glo dat op hierdie aarde lewe kan wees. Dink julle vader sit nou soos 'n kind in 'n speelgroepie en hy maak 'n klomp goed met klei en gooi dit net rond. Elke ding wat geskep word het 'n doel. En die doel is altyd dieselfde. Die doel is dat die mens of die gevalle engele, dat hulle 'n moontlikheid gebied word om weer uit die val uit op te staan. Alles is vir ons geskep. Die sterre wat daar buite is, wat nou onbereikbaar is vir ons geskep. Want die wesens wat daar woon, of die mense, moet uiteindelik nog na hierdie aarde toe kom. En moet deur die nuwe Jerusalem wat opgerig gaan word nou in die 1000-jarige vrederyk, moet deur daai stad gaan. En daai stad is mense, 'n stad wat bestaan uit mense. En hulle moet gebore word in daardie mense. Iewers moet hulle gevorm word, of hulle self vorm in 'n baarmoeder van 'n vrou, sodat hulle die toets op hierdie aarde kan aflê, en dan na die Vaderhuis toe kan gaan. So moenie vreemd dink ons is besig hier met goed wat ons uit ons duim uitsuig nie. Ons is net so bevoorreg om Joshua se werke te kan verstaan en insig te kry daaroor. Ons is egter nie hier byeen om 'n geografiese beskrywing van die groot sonnewêreld te gee nie, maar om julle geloof en wil te versterk. Nou ja, ons het 'n boek wat die geografiese beskrywing van ons son weergee. Julle kan dit kry by ons op die internet, is dit verniet beskikbaar. Om dit te bereik is heelwat anders nodig
as nog so 'n presiese en uitgebreide geografiese beskrywing van die groot sonwêreld. Sirenius vra: meester, as hierdie ligbol egter nog baie harder is as 'n diamant, hoe kan 'n mens dan die paar korreltjies daarvan afhaal wat ek so graag as aandenking van hierdie aand sou wou hê? Joshua sê vir hom: dikwels dink jy ook nog baie aards. Daar waar hierdie ligbol vandaan kom, is daar nog heelwat. Of dit nou in Afrika is of in die son self. Vir my engel is dit oral ewe ver. Natuurlik sal geen sterfeling ook maar 'n paar korreltjies van hierdie ligbol kon afhaal, sonder om dit te beskadig nie. En as hy die koel sou wou stukken slaan, sou die stukke van die ligtende eienskap ook dadelik verloor. Maar die klein bolletjies, wat ook nou in die vorm van 'n traan is of 'n druppel, sal die ligtende eienskap blywend behou. Maar nou in alle erns genoeg hieroor. En dit is nou maar ou Sirenius, hy is nog maar baie aards in sy denke. En vir die engel Raphael is dit ewe ver son toe as Afrika toe. En op die bodem van die see, op hierdie sonwêreld, kan hy 'n hele klomp van die kleintjies kry. Ek het nou nog nie vooruit gelees of hy werklik dit gaan haal het nie. Maar die geestelike betekenis is ook hier in hierdie stuk weggesteek, en dit was nie vir hulle 2000 jaar gelede beskore nie, omdat dit ook nie vir hulle nodig was nie. Maar vir ons hier is dit baie, baie belangrik om ook die geestelike teebeeld van hierdie klip te sien. Waar het hy hierdie klip gaan haal? Hy het hierdie klip gaan haal, hy sê in die middel, in aanhalingstekens. Dit beteken hy het dit geaksensieer in die middel van Afrika. En toe sê hy verder daar die Komrahai berge, ek weet nie waar dit staan nie, maar dit is die ontspring van die Nyl. En sover ek weet, was dit alle jare het die mense 'n groot probleem gehad om die ontspring van die Nyl te bepaal. Maar dis waar hierdie klip geberre was onder 'n 20 meter grond. Nou in die middel, moet ons baie mooi verstaan van Afrika, is dieselfde om te sê die hart van Afrika. Jou hart is die middel van jou wese, maar hy sit nie in die middel nie, die middel is hier by die naaltjie. Maar die geestelike middelpunt van elke mens is die hart. So kan jy sê die geestelike middelpunt van jou huis is daar waar jy agter 'n lesenaar of by die etenstafel sit en skriflesing en gebed hou. Dis die middel van jou huis. Nou die middel van Afrika waar die lig vandaan gehaal moet word, dui op die eindtyd dat die lig wat hierdie groep mense nou verlig as 'n teebeeld van 'n groter versameling mense, sal uit Afrika kom. En die middel van Afrika is waar sy kinders 'n gelofte met hom gemaak het. Dit is die middelpunt. En dit was Bloedrivier. En later Paardekraal. En later Gilgal, hier op hierdie plaas, is nou die middelpunt, saam met al die huisgesinne wat ingeseel is op hierdie wiel. Dit is nou die middelpunt van Afrika. En van hieruit gaan 'n lig uit. Daarom ook die naam, nie net Gilgal wiel nie, maar ook ligwiel. Of wat hy noem, wat noem hy dit daar in die Nuwe Bybel, die ligkring, of Ligsirkel van weleer. Ligsirkel van weleer. En hy wys dat daar so 'n lig vanaf die middel van Afrika, die hart van Afrika, wat nou die versameling mense is wat hierdie geloftes onderhou, wat ons voorouers ons aangebind het en wat ons met vreugde aangeneem het. Dit is die geestelike betekenis volgens my van hierdie klip wat hy gaan haal het.
diep versteek, maar het gaan sigbaar word binnekort. Op die oomblik werk alles wat ons doen is nog in 'n redelike verborgenheid, alhoewel die ander demoniese entiteite wat in die geestelike sfere leef en opereer en oorlog maak, wel kennis geneem het van hierdie lig en hulle wou hierdie lig vernietig. Ons het al daaroor gesels. Maar besef dat hierdie verhaal nie net 'n mooi storie is oor 'n klip wat skyn nie. En die bevestiging is in die skrif. Van oorkant die riviere van Ethiopië, kus, wat beteken suid van Ethiopië, sal my aanbidders kom. En daar staan, hulle is lig van aangesig, wat tweeledig kan wees, hulle is ligte mense, blankes, maar ook dat die lig van Vader uit hulle uitskyn in die gees. Waarvan hierdie lig wat ons nou van gelees het, hierdie lig, edelsteen of wat dit ook al is, 'n teebeeld is. Baie keer word wysheid vergelyk met diamante, smaragde, rubyne, parels, soos wat die nuwe Jerusalemse mure versier is. Dis nie fisiese goed nie. Dit is eienskappe van die gees. En dit kom ooreen met daai eienskappe van die kleure van die vlamme op die kandelaar. Smarag, omdat hy groen is, kom hy nou ooreen daarso met orde, as ek so vinnig kyk. So, maak jou geestesoë oop en kyk dieper na alles wat vir ons gegee word deur Yeshua. En jy sal verstom staan oor dinge wat nou oopgaan vir ons. Baie dankie. Dit is nog baie interessant.